As alles in jou lewe vandag begin skud of as die dinge waarop jy staat maak begin wankel, sal jou lewe bly staan. Jesus sê, dit hang alles af van jou fondament. Aan die begin van die bergpredikasie sê Jesus, hy wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, is soos 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die reën val, die riviere styg, die winde waai, maar die huis bly staan. Nie omdat daar geen storms is nie, maar omdat die fundament vas is. En dit is waar die vraag van lydenstyd ons tref. Waarop bou ek en jy ons lewens regtig? Ons almal bou ons lewens op iets. Partykeer op sukses, oor hoe goed dit gaan by die werk, oor prestasie, erkenning. En wanneer dit begin gly, voel dit asof my hele identiteit daarmee saamgly. Soms bou ons dit op geld of sekuriteit. Die gevoel dat as ek net genoeg het, sal ek veilig wees. Maar diep in ons weet, dit gee nie ware rus nie. Soms bou ons dit op reputasie, wat ander dink en sê en hoe ons gesien word. En dit maak ons moeg, want ons sukkel soms om aan te hou bewys wie ons is. En baie keer bou ons op onsself, ons eie vermoëns, ons eie planne, ons eie beheer, totdat iets gebeur wat ons net herinner, ons het nie soveel beheer as wat ons dink nie. En dis presies waar Jesus se woorde insny. Nie net om te hoor nie, maar om te doen. Die verskil tussen die wyse en die dwaase bouer lê nie in wat hulle gehoor het nie, maar in wat hulle gedoen het met wat hulle gehoor het. 'n Sterk geloof begin nie by hoor nie, maar by doen. Dade is die vorm waarin ons geloof gegiet is, waarin ons geloof sigbaar word. Om ons lewens op die rots te bou beteken, ek neem Jesus se woorde ernstig op en ek leef dit. Ek kies om te vertrou wanneer ek bang is. Ek kies om te vergewe wanneer dit moeilik is. Ek kies om te gehoorsaam, selfs wanneer dit my iets kos. En dan gebeur iets wonderliks. Die storms verdwyn nie, maar ek bly staan. Nie omdat ek sterk is nie, maar omdat my fondament Christus is. Lydenstyd nooi ons om weer ons lewenshuise te evalueer en waar nodig dit weer te bou. Nie op dit wat wankel nie, maar op hom wat nooit beweeg nie. Mag jy hierdie week weer jou lewe op die rots bou. Here Jesus, U is my rots en my fondament. Help my om nie net U woorde te hoor nie, maar dit te leef, sodat my lewe in U kan vasstaan. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ons almal ken mense wat se lewens wankel en bietjie onseker is soos ons in baie keer is. Deel hierdie boodskap met hulle, deel hierdie goeie nuus en hierdie evangelie met hulle en kom ons bou ons lewens en ons gemeenskappe op die ewige en vaste rots. Tot volgende keer. Totsiens.